Goeiedag, baie welkom by ons oordenking vir lydenstyd. Vandag is stil Saterdag. Dit is die dag tussen die kruisiging en die opstanding. Maar hierdie is 'n anderster tipe stilte. Dis nie die stilte van rus en herlaai en kragopbou van die Sabbat nie. Hierdie is 'n swaar en 'n ongemaklike stilte. 'n Dag waar mense nie seker was waaraan om vas te hou, wat voorlê nie. Dis 'n dag wat gekenmerk is deur die gevoel van absolute leegheid. Wanneer ons terugdink oor die lydensweg wat Jesus geloop het, kan ons sê dat Goeie Vrydag, die kruisgebeure, die hoogtepunt is van hierdie lydensweg van Jesus. Maar dit sou beteken dat Jesus se begrafnis die afsluiting is van die lydensverhaal. Daarom gaan ek en jy vandag na hierdie begrafnisgebeure kyk. Ek onthou 'n paar jaar gelede in my eie lewe toe iets baie slegs gebeur het wat ons nie gesien kom het nie. Het ek so styf teen my man Niels gaan sit en vir my vraag gevra, hoe het ons hier gekom? Dis moontlik die vraag wat hierdie Saterdag die beste beskryf. Wanneer Jesus se mense wat hom gevolg het en vir hom lief was en verslae gestaan en kyk het, die vraag vra, hoe het ons hier gekom? Die begrafnis, die afsluiting van hierdie lydensverhaal, is dalk die eenvoudige antwoord. Hoe het ons hier gekom? Want dit gee 'n ander vorm van finaliteit van Jesus se kruisiging. Ons gaan dit vandag saam lees uit Lukas 23. Daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van die Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en opregte man en het die koms van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en hulle optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê waar nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het, het saam geloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Op die Sabbatdag het hulle gerus soos die gebod bepaal. Ons lees tot sover. Toe dit laat en stil begin word op Golgotha, verskyn daar 'n geheimsinnige figuur. Hy is lid van die Sanhedrin, Josef van Arimatea. Maar hy kom na Golgotha toe om 'n ander rede as sy mederaadslede vroeër die dag. Hy het nou net iets ongehoords gedoen. Hy het reguit na Pilatus gegaan en 'n onderhoud verkry. Dit toon dat hy regtig 'n invloedryke persoon moes gewees het. Hy het dit gewaag om vir die goewerneur die liggaam van Jesus te vra, sodat dit nie saam met die ander in die Hinnomdal of in 'n massagraf verbrand sou word nie. Markus Evangelie vertel vir ons dat Pilatus verbaas was om te hoor dat Jesus reeds dood is. Na hierdie afspraak met Pilatus is Josef nou terug op Golgotha. Alles pas goed in mekaar. Hy besit 'n tuin feitelik langs Kopbeenplek en in die tuin is 'n nuwe ongebruikte graf. Daarin wil hy Jesus se liggaam gaan neerlê. Daar word hierdie interessante ding gemerk op die lydensweg, dat die donkie nog nooit gebruik was nie, dat die donkie afgesonder was vir Jesus en hy die eerste persoon was wat op hom sou ry. Net so is hy die eerste persoon wat in hierdie graf, 'n splinternuwe graf, begrawe sou word. Hierdie klein detail wys uit hoe God elke ding presies bepaal het vir hierdie gebeurtenis. Volgens Lukas het Josef nie met die Sanhedrin waarvan hy deel was, se optrede saamgestem nie,
en het hy self ook in die koninkryk van God geglo en dit verwag. Wanneer Lukas oor Josef skryf, skryf hy eenvoudige terme, maar dis eintlik gelaai. Dit sê vir ons dat Josef 'n ryk persoon was, maar dat hy positief was teenoor Jesus. Dat hy moontlik self net soos Nikodemus eintlik maar 'n tipe van 'n geheime disipel van Jesus kon gewees het. Dit sê dat hy gehoorsaam of vroom aan God se woord was, want hy was 'n opregte man, sê Lukas. En dan die groot ding, hy het nie saamgestem met die Sanhedrin nie. Hy het die Pentateeg gelees en geglo in die koninkryk van God wat op pad is. Op hierdie stadium by Golgotha maak dit nie meer vir hom saak dat hy 2 keer onrein gaan wees nie. Die eerste keer deur Pilatus se heidense huis binne te gaan en daarna deur in aanraking met 'n lijk te kom. Dit maak ook nie vir hom nou meer saak dat hy die Paasfees moet prysgee nie. Hy gee nie meer om of hy gesien word nie. Al handel hy ook hier in die skemerte, verrig hy nogtans dagwerk, omdat hy openlik vir die lig van die wêreld kies. Josef en moontlik 'n paar ander doen die werk om hulle meester se liggaam van die kruis af te haal. Versigtig word die liggaam na Josef se graf gedra, waar hulle dit in die beste linne wat hulle het toedraai. Die vroue gaan saam. Hulle wil sien waar Jesus begrawe word, want hulle wil nog hulle deel graag doen na die Sabbat om hierdie liggaam te kom versorg. Hulle loop met trane in hulle oë tot by die plek van die graf. En toe die mans die groot steen voor die graf rol, gaan hulle huis toe en hulle gaan berei daardie speserye en salf voor om hulle meester na die Sabbatdag daarmee te gaan salf. Niemand wat hierby betrokke is, het reeds geweet van die opstanding wat na die Sabbat sou aanbreek nie. Hulle het net geweet dat hulle Jesus kies in lewe en in sy sterwe. Al word hulle môre verban uit die tempel, vir Josef moontlik uit die Sanhedrin groep, sal hulle tog opgeneem word in iets groters as die tempel en die sinagoge. Al kan hulle vanaand nie die Paasfees vier nie, sal God self vir hulle op een of ander manier, net soos vir Abraham, 'n lam voorsien. Hulle heiland is pas dood. 2 dae later, na die Sabbat, sou Jesus uit die skemer van die dood na hulle toe kom, om hulle vir altyd na die lig en in die lig te lei. Dan sou hulle verstaan wat hulle opoffering van hierdie Paastyd werklik beteken het. Ek lees hierdie mooi hartstukkie raak van iemand met die naam van Willenel wat dit skryf. Stille Saterdag. Daar is 'n dag tussen die kruis en die opstanding wat min mense regtig verstaan. 'n Dag waar alles stil word. Nie die vredevolle stilte van rus nie, maar daardie swaar, asemrowende stilte waar hoop nog nie teruggekeer het nie en pyn nog vars in die lug hang. Stille Saterdag is vir my die dag van wag. Die dag waar die wêreld voel asof dit sy asem ophou, waar die hemel en die aarde tussenin hang, tussen wat was en wat nog moet kom. Dit is die dag waar Jesus in die graf lê en alles lyk verlore. En miskien raak dit my so diep, omdat ek daardie dag ken. Daardie gevoel van leeg wees, van nie weet of daar ooit weer lig gaan kom nie. Daardie wagtyd in my eie lewe, waar ek net moes aanhou asemhaal, sonder woorde, sonder sekerheid, sonder antwoorde. Stille Saterdag leer my iets wat pynlik is, maar heilig. Dat God ook in die stilte is. Selfs wanneer dit voel asof hy niks doen nie. Selfs wanneer die hemel stil bly.
Selfs wanneer my hart breek in die wag, is hy daar. Dis die dag tussen gebrokenheid en genesing, tussen trane en oorwinning, tussen dood en lewe. En ek voel dit vandag diep in my siel, want ek weet, die stiltes in my lewe is nie die einde nie. Dis net die plek waar God nog besig is om iets te doen wat ek nog nie kan sien nie. En iewers, net buite hierdie stilte, daar wag die opstanding van Jesus.